So in hoofstuk 5 van Mind Action Series, oefening 7, kyk ons na identiteite. Hier is dit waar die linkerkant gelyk is aan die regterkant en jy moet bewys dat die linkerkant en die regterkant gelyk is aan mekaar, dat dit die identiteit van mekaar is. So ek stel voor dat mens hierdie basisidentiteite redelik goed ken. Jy kry dit op die formuleblaaie, maar probeer om dit so goed as moontlik te ken, veral soos sin kwadraat plus kos kwadraat theta is gelyk aan 1. Daar is 'n baie belangrike een en van daai af kan jy die ander uitwerk ook. Okay, so kom ons begin hierso. Ek doen altyd 'n linkerkant en 'n regterkant kolom wat ek kan uitwerk, want baie keer wil jy 'n deel van die som hierso paar keer uitwerk en dan moet jy 'n ander deel paar keer aan die regterkant ook uitwerk voordat jy by mekaar kan kom. So, ons sit hierso, ons het by vraag 1 het ons 2 sin theta gedeel deur cos theta minus sin theta. Okay. En dit is dan gelyk aan aan die regterkant het ons tan theta al met cos theta. Okay. So die eerste wat ons kan sien, ons het 'n dubbelhoek hierso. Sorry, ek het nou hierdie verkeerd geskryf. Daai is sin 2 theta. Okay, so ons het 'n dubbelhoek hierso en hy kan opgebreek word in 'n basisidentiteit. Ons het ook dan hierso wat mos dan sin theta oor cos theta is, wat dan sal daai twee uitmekaar kanselleer, dat ons dan net sê hierdie is sin theta. So kom ons kyk, ons besluit wat se kant kan ons begin ons met, die regterkant of die linkerkant. Ons begin gewoonlik met die ene wat die meeste inligting het en dan gaan ons deur na die ene wat die minste inligting het indien ons hiernatoe moet gaan. Okay, so sin 2 theta, as ons gaan kyk na basis dubbelhoek formule is, sin theta is gelyk aan 2 sin theta maal met cos theta. Okay, so ons kan dit inskryf. So 2 sin theta maal cos theta. Okay, gedeel deur cos theta minus sin theta. Okay, so ons gaan nou net aan met die een kant tot ons dit op sy mees eenvoudigste manier kan kry. So ons kan sien die cos kanselleer mekaar uit. Okay, so nou het ons hierso 2 sin theta minus sin theta. Okay, so dit is sin theta, dit is 2 sin theta en sin theta. Daar is baie dieselfde in die algebra as 2x minus x. Okay, so dit gaan vir jou dan net daai gelyk wees aan 1x. Okay, so dieselfde met daai, moenie dat die sin vir jou, die hoek is dieselfde en die sin is dieselfde, so daar's 2 en daar's net 'n 1 voor dit, so moenie laat dit vir jou te ingewikkeld lyk nie. So dan kry ons hierso, hierdie is sin theta. Okay, so nou is hy op sy eenvoudigste vorm en nou wil ons kyk of ons nou aan die regterkant kan meer vereenvoudig. So dan weet ons is sin theta oor cos theta maal met cos theta. Okay, so dit is 'n maalsom, so ons weet as ons maal kan ons dis een term ons kan ons uitkanselleer, so dan kry ons sin theta en dan theta wat dan hierdie sê die linkerkant is gelyk aan die regterkant. Okay, so ons gaan na die volgende ene toe. Okay, so nommer 2 gee vir ons cos a plus sin a kwadraat is gelyk aan 1 plus
sin 2a. Okay. So ons het hierso by 2 het ons cos a plus sin a kwadraat is gelyk aan 1 plus sin 2a. Okay. Okay, so as ons kyk na die ene, ons kan nou kyk aan die linkerkant, kan ons dit uitmaal en die regterkant kan ons dit net vereenvoudig. So daar's twee maniere wat ons dit kan doen. Maar kom ons begin by die linkerkant. As ons dit uitmaal, kry ons cos kwadraat a plus hier is mos a maal b maal 2 gee vir ons 2 cos a sin a plus sin a sin kwadraat a. Okay, so as ons dan kyk, dan moet ons gaan kyk na ons sien daar so 'n cos kwadraat a plus sin kwadraat a, ons weet dit is 1, so ons kan sê 1 plus 2 cos a maal sin a. Okay, so die ene en daai ene maak 1. Dit is by die identiteit sin kwadraat plus cos kwadraat theta is gelyk aan 1. Okay, so as ons nou gaan kyk 2 cos a sin maal sin a, so ons kan sien hierdie is by die een kant van die dubbelhoek, so as hy een kant is, kan ons hom oorvat na die ander kant toe. En dan gee vir ons hierdie is gelyk aan 1 plus sin 2a. Okay. En dit is dan gelyk aan die regterkant. Okay. So jy kon van hierdie kant af ook afgegaan het en gesê sin 2a is gelyk aan 2 cos a sin a, en dan 1 kan jy gesê het is dan gelyk aan cos kwadraat a plus sin kwadraat a. So dit is dan net 'n bietjie langer pad gewees het, maar jy kon beide van daai gedoen het. Okay, so kom ons kyk na nommer 3. Nommer 3 gee vir ons sin 2a, 1 minus sin kwadraat a, is gelyk aan 2 tan a. Okay. Kom ons sê, okay, so ons het, by nommer 2 het ons sin 2 alfa gedeel deur 1 minus sin kwadraat alfa. Okay, en hierdie is dan sê hulle hierdie is gelyk aan 2 alfa. Okay, so ons sien aan die linkerkant, hierdie kan ons nou weer, ons kan hierdie weer nou meer vinniger vereenvoudig, as meer informasie hierso. So, ons kan sê sin 2a weet ons nou is 2 cos alfa maal sin alfa. Okay, en dan gedeel deur ons, en dan kan ons kyk 1 minus sin kwadraat alfa. Okay, so ons kyk hierso 1 minus sin kwadraat van theta is gelyk aan cos kwadraat theta. Okay, so dan kry ons hierso, kan ons hierdie omsit in cos kwadraat theta. Of cos kwadraat alfa. Okay. So hier kan ons sien, hier's 'n cos bo die lyn, en hier's 2 cos kwadraat. Okay, so ons kan dan dit uitkanselleer met mekaar. Okay, so daai cos alfa kanselleer met een van daai uit. So dan kry ons 2 sin alfa gedeel deur
cos alfa. Okay, en dan weet ons sin gedeel deur cos gee vir ons tan. So kry ons 2 tan van alfa. Okay, en dan hierdie is dan gelyk aan die regterkant. Redelik eenvoudig hierine, so hou net kop om te kyk dat jy beide die identiteite kan vat van links na regs en van regs na links. So. Ja, so nommer 4. Okay, 4 is bietjie groter, is 1 gedeel deur 1 minus cos x minus 1 gedeel deur 1 plus cos x. En dan is hier gelyk aan 4 cos x gedeel deur tan x maal met sin 2x. Okay, so kom ons skryf. Okay, so hierdie is 1 gedeel deur 1 minus cos x minus 1 gedeel deur 1 plus cos x. Okay, en die regterkant kry ons 4 cos x gedeel deur tan x maal met sin 2x. Okay. So hierdie lyk bietjie ingewikkeld en dan hierdie lyk of ons dit kan vereenvoudig. So ons kan besluit waar ons wil begin met hierdie. So kom ons kyk eers na hierdie. So hierdie is nou 2 term. Mens wil dit altyd 1 term maak. Wat mens dan doen is mens sal dan die onderste getalle, so die grootste gemeenskaplike faktor op daai ene, wat dan net daai ene onder die lyn is, maal met die ander ene. Okay, so dan kry ons hierso, as ons dit onder 1 breek sit, 1 minus cos x maal met 1 plus cos x. Okay. En bo die lyn wat ons gemaal het om hierdie te kry, om hierdie te kry, moet ons dan bo maal. So dit is dan kry ons hierso 1 plus cos x minus 1 minus cos x. Okay. So dit is maar net om die breuke bymekaar te sit, die maal daai met daai ene en dan om daai een jy net met daai onderste getal maal en dan daai een dan met hierdie onderste getal maal. Okay, so kom ons kyk, as hier kan ons nou sien 1 minus cos x, 1 plus cos x, dit is die faktore van die verskil tussen vierkante. Okay, so dan kan ons onderskryf, as ons daai gaan uitmaal met mekaar, of ons kan sien, is die verskil tussen twee vierkante se oplossing. Kan ons sê dat ene is 1 kwadraat minus cos x kwadraat. Cos kwadraat x. Okay, so nou bo kry ons 1 plus cos x minus 1 plus cos x. Okay. Wat vir ons dan onder die lyn kan ons sien is 1 minus cos kwadraat x. As ons gaan kyk hierso, 1 minus cos kwadraat x gee vir ons sin kwadraat x. So dan kry ons sin kwadraat x. Okay, en dan bo, wat kan ons bo is, ons het 1 minus 1 is, dit gaan uitkanselleer en cos x plus cos x gaan wees 2 cos x. Okay,
So nou het ons die linkerkant soveel as moontlik vereenvoudig. Nou kom ons kyk wat kan ons met die regterkant doen, nou dat die linkerkant meer vereenvoudig is. So ons kyk daar so, okay, so 4 cos x bly dieselfde. Okay, so tan x kan ons dan net skryf as sin x oor cos x, maar met 2 sin 2x voor dan 2 maal met sin x maal met cos x. Okay, so dis alles maal hierso, so ons kan daai cos sien is onder die lyn, so hy kan kanselleer uit met daai ondersteune. Okay, so wat kry ons dan daar kry, dan kry ons 4 cos x gedeel deur 2 sin, maal sin is sin kwadraat x. Okay, en dit gee vir ons die 4 gedeel deur 2 bly 2, cos x bly bo, so dan kry ons 2 cos x gedeel deur sin kwadraat x. Okay, so dit is waar die kolomme baie goed werk, want jy kan dan met die een werk en dan met die ander ene werk. En dan kom jy op 'n punt waar hulle dieselfde is. En dan kan jy sê die linkerkant is gelyk aan die regterkant. Okay, so as ons nou klaar met 4, kom ons kyk na 5. Okay, so 5 gee vir ons cos x gedeel deur cos x minus sin x, minus cos x gedeel deur cos x plus sin x, is gelyk aan dan 2x. So, en as jy kyk na jou dubbelhoek en dit, ons het nou nie 'n dubbelhoek vir tan nie, so ons sal moet kyk hoe ons dan kan van cos en sin afwerk om daai tan se dubbelhoek te kry. Okay, so dis nommer 5 nou. Okay, so ons het cos x gedeel deur cos x minus sin x minus cos x plus sin x. Okay, so ons kan dadelik begin sien, as jy eens kyk na daai, dat dit weer die antwoord is op die volkome vierkante, op die verskil tussen twee vierkante. So, kom ons kyk aan die regterkant, wat ons daar kan skryf, is dan 2x. Okay, so ons kan begin by hierdie ene, hy lyk my nie meer ingewikkeld een, so ons kan dit vervang, so ons moet weer op 1 breek sit, wat dan gaan wees cos x, kom ons sit eers wat is onder die breek, onder die breek gaan wees cos x minus sin x, maal met cos x plus sin x. Okay. Dan nou bo die lyn het ons cos x maal met cos x plus sin x minus
cos x, dan het ons cos x, minus sin x. Okay. Okay, so mens kan sien dat hierso cos hierso is 'n gemeenskaplike faktor wat mens kan uithaal, dan bly net binne oor cos x minus sin x, cos x plus sin x is die oplossing van die verskil tussen twee vierkante. So op die volgende stap kan ons net gaan en sê ons onder het ons cos kwadraat x minus sin kwadraat x. Okay. Onthou om seker te wees, hierdie is nie plus nie, so dit gaan nie die identiteit wees wat dit 1 is nie. Okay, so as jy daai identiteit kyk, daarso gaan dit onder die dubbelhoeke van cos wees. Okay, en dan bo kan ons uithaal, het ons gesê cos x is 'n gemeenskaplike faktor, dan bly ons met cos x plus sin x minus cos x minus sin x. Okay, so onder het ons nou gesê, ons het, hy gaan terug na die identiteit toe van dubbelhoek van cos 2x. Okay, en dan kan ons kyk wat ons binne, ons het hierso binne het ons cos x, en dan cos x is, het ons binne het ons cos x plus sin x minus cos x minus of plus sin x. Okay. So as ons na die gaan kyk, cos x minus cos x is 0 en dan plus sin x is 2 sin x. Okay, so kry ons cos x en binne die hakie bly sin x oor of 2 sin x. Dis sin x plus sin x. En dan onder het ons bly cos 2x. Okay, so as ons nou gaan kyk, net hierdie verder vat, as ons nou gaan kyk hierso, kry ons dan 2 sin x maal cos x gedeel deur 2 cos 2x. Net cos 2x. Okay, so daai is dan die dubbelhoek van sin wat daar gaan, is 2 sin theta maal cos theta is dan sin 2 theta. Okay, so dan kry ons hierso sin 2x oor cos 2x. En dit gee vir ons dan sin oor cos gee vir ons tan 2x. Dan 2x en dit is dan gelyk aan die regterkant. Okay, so baie belangrik om te gaan op die breuke, om te onthou om breuke te doen, kop te hou daar by die breuke, met hierdie somme. Okay, so as ons na nommer 6 kyk, hierso is ons 1 minus cos 2a, gedeel deur sin 2a, is gelyk aan 1, is gelyk aan tan a. Okay, so tan a is op sy mees eenvoudigste, so ons gaan kyk wat ons hier kan doen. Ons het 'n dubbelhoek daar en ons het 'n dubbelhoek hierso. So ons kan daar kyk om al twee van hulle te ontbreek in een van die dubbelhoeke. So cos 2a is gewoonlik een van die moeilikers om raak te sien, want jy kan hierso 1 minus cos kwadraat minus sin kwadraat, of jy kan dit invat in cos kwadraat theta minus 1, of 1 minus 2 sin kwadraat theta. Okay, so dit is, jy moet mooi kyk wat jy wil hê in hierdie, en dan onthou, 1 is ook identiteit, 1 kan jy ook
insit om te sê dis sin kwadraat plus cos kwadraat theta. So mens sal gewoonlik een stap vat en dan sal jy kyk wat jy met 1 kan doen en wat kan jy met cos 2a kan doen. So as jy na hierdie kyk, dan gaan ons sê is daai cos 2a en ons hier moet nou gaan kyk wat is een van hierdie. So ons het die cos kwadraat theta en minus sin kwadraat theta. So ons kan dit gebruik want by die 1 kan ons 'n sin kwadraat theta en 'n cos kwadraat theta ook bykry. So ons gaan dalk dan albei van hierdie moet omskep in identiteite en dan sin 2a het net die een identiteit wat ons kan omsit. So 1 gaan ek nou sê is so kom ek maak 1 in hakies en dit gaan ek sê daai is sin kwadraat a of plus cos kwadraat a. Okay, dan gaan ek nou daai ene in 'n hakie insit ook, so in groen. So ons het dan minus daarso en ons dan wil sê daai is cos kwadraat theta minus sin kwadraat theta. Okay, en dan deel ons daai en dan gaan ons hierdie op pers hou, hierdie enetjie. En hy word dan 2 sin a maal cos a. Okay. So, nou kan ons gaan kyk. Nou moet ons daai minus inmaal. Daarso, en dan kry ons hierso sin kwadraat a plus cos kwadraat a minus cos kwadraat a. Okay, so ek het nou net hierso heeltyd thetas ingesit. Cos kwadraat a plus sin kwadraat a. Okay, gedeel deur 2 sin a maal cos a. Okay, so nou gaan kyk hierso by cos kwadraat a minus cos kwadraat a is 0, so nou het ons sin kwadraat a plus sin kwadraat a wat dan vir ons gaan gee 2 sin kwadraat a en dan het ons hierso onder het ons 2 sin a maal cos a. Okay, so dan die een van daai kanselleer uit met 'n sin a en die 2 en die 2, dit word 1. Okay, so dan kry ons sin a gedeel deur cos a en dit gee vir ons dan a wat ons kan dan sê is gelyk aan die regterkant. Okay, so as ons nou na 7 kyk, het ons hierso 2 sin kwadraat theta gedeel deur cos of gedeel deur 1 plus cos 2 theta is gelyk aan tan kwadraat theta. Okay, so ek het dit hier neergeskryf en tan kwadraat theta is redelik eenvoudig. Jy kan dit minder eenvoudig maak en dan van hier af werk. Of jy kan weer van hier af werk. Wat ons sien is tan kwadraat theta, ons weet daai is mos nou gelyk aan sin kwadraat theta gedeel deur cos kwadraat theta. Okay. So ons het al bo die lyn op die linkerkant het ons die sin kwadraat theta. Dis net onder die lyn het ons nie sin kwadraat theta nie. Ons wil daai maak wat na cos kwadraat theta toe. So ons gaan moet kyk of ons daarmee kan werk om onder die lyn 'n cos kwadraat theta te kry. So ons het 'n dubbelhoek hierso. So as ons na die dubbelhoek gaan kyk en ons gaan kyk na waar kan ons 'n cos hierso uitkry, kan ons hierso sien ons het cos 2 theta is 2 cos kwadraat theta minus 1. So ons het dan die cos kwadraat wat ons hiermee kan werk. So ons soek net 'n cos kwadraat hier onder. Nie 'n sin nie, so ons gaan nou net kyk of ons met cos kan werk. Okay, so
ons gaan dan sê die onderste identiteit, wil ons dan sê is 1 plus, en dan gaan ons die identiteit insit, is 2 cos kwadraat theta minus 1. Okay. En dan bo bly ons met dan met die 2 sin kwadraat theta. Okay. So nou moet ons net hierdie inmaal in mekaar. So dan kry ons hier so 2 sin kwadraat theta, en dan onder die lyn kry ons 1 plus 2 cos kwadraat theta minus 1. Okay. So dan daai plus 1 minus 1 gee vir ons 0, en dan sit ons met 2 sin kwadraat theta oor 2 cos kwadraat theta. Okay. Daai 2 en 2 kan ons nie mekaar uit, en die sin kwadraat theta oor cos kwadraat theta gee vir ons dan tan kwadraat theta. Okay. Dit is gelyk aan die regterkant wat hier bo is. Okay, so as ons nou by 8 kyk, ons cos 2 theta minus sin 2 theta, gedeel die 1 minus cos kwadraat theta, sal lyk aan 1 gedeel deur tan kwadraat alpha minus 2, en so dit is alphas. So die, hier begin ons nou 2 terms kry aan beide kante, so dit raak bietjie meer ingewikkeld, maar ons kan kyk wat ons kan doen om dit net stap vir stap te begin. Okay, so ek het dit hier neergeskryf. So ons het nou hierso 'n dubbelhoek, en ons het 'n sin kwadraat hierso. Okay. So en dan het ons hierso 1 minus cos kwadraat alpha. So 1 minus cos kwadraat alpha. Ons kan dadelik sien dat hierdie in die identiteit sit van in hierdie identiteite. So ons skryf cos kwadraat alpha is 1 minus sin. So as ons kyk hierso, hy is daai. So onder het ons dan 'n sin kwadraat wat ons daar het. So ons kan vereenvoudig na sin kwadraat wat ons gaan nodig het, want ons sien die tan is onder die lyn hierso. Okay, so dan sien ons soek 'n sin kwadraat onder die lyn, en dan moet ons dan gaan kyk, okay, wat kry ons nou hierso bo die lyn. En dan kan mens ook nou gaan sien as ons gaan kyk, hierdie is 'n breek. Okay, so hierdie is 2 terms. So ons kan gaan kyk om dalk ook hierdie 'n 2 term te maak. So dan gaan ons net cos 2 theta gedeel deur 1 minus cos kwadraat alpha, en dan nog 'n breek in sin kwadraat theta, alpha gedeel deur die. Okay, so kom ons doen daai, laat ons die kan kyk of ons kan die regterkant kan replicate op die 2 terms. So ons gaan dit eers skryf as cos 2 theta gedeel deur 1 minus cos kwadraat theta, en dan ons hierso minus sin kwadraat alpha gedeel deur 1 minus cos kwadraat alpha. Okay. So ons het nou gesê dat die 1 minus cos kwadraat alpha, so dit daarso in identiteite is gelyk aan sin kwadraat alpha. Okay. So kom ons kyk dan hierso, ons kan hierso sê cos 2 alpha gedeel deur sin kwadraat alpha minus sin kwadraat alpha gedeel deur sin kwadraat alpha. Okay, so nou het ons hierso, baie naby aan die 2 terms wat ons hierdie kant het, ons hierdie kant. Okay, so ons gaan nou net kyk hoe ons dan, okay, so dat kan verder vat. Okay, so daai word 1, ons gaan kyk na sin kwadraat alpha gedeel deur sin kwadraat alpha, dit bly 1, en dan hierdie kos 2 alpha, ons dan gaan kyk wat ons
iets soek hierso. Okay, so ons het cos 2 alfa en ons het 'n sin kwadraat onder. So ons gaan dalk moet kyk om dan die sin kwadraat hieronder te gebruik. Laat ons hierso by sin kwadraat hier kan uitkom. So kom ons gebruik dan die ene van 1 minus 2 1 minus 2 sin kwadraat alfa. Okay. So nou kan ons sê 1 minus 2 sin kwadraat alfa gedeel deur sin kwadraat alfa minus, en daai word net minus 1. Okay. So, hierdie kan ons nou weer onder 'n breek sit, wat gaan wees 1 gedeel deur sin kwadraat alfa minus 2 sin kwadraat alfa gedeel deur sin kwadraat alfa minus 1. Okay, so nou het ons hierso gaan ons weer die sin kwadrate uithaal. So dan kry ons 1 oor sin kwadraat alfa minus 2 minus 1. Okay, en dit gee ons 1 oor sin kwadraat alfa minus 3. Okay, so nou gaan ons kyk wat kan ons aan die regterkant doen. Okay, so ons het hierdie redelik, het ons net een trigonometrie funksie. So kom ons kyk na wat ons aan die regterkant kan verder doen hierso. Okay, so ons het 1 oor tan kwadraat alfa. So wat ons nou gaan doen is, daai is dieselfde as ons kan sê 1 oor sin kwadraat alfa gedeel deur cos kwadraat alfa. Okay. En onthou daai, as ons nou daai vat en ons deel dit met 1, so dit gaan, as jy sê 1 gedeel deur sin kwadraat alfa oor cos kwadraat alfa, dan word dit 1 maal cos kwadraat alfa oor sin kwadraat alfa. Maar dan net weer cos kwadraat alfa oor sin kwadraat alfa. Okay. So ons kan dit sommer net dadelik na daai stap toe vat. In ander trigonometrie sal dit 1 op tan kwadraat alfa sal kot alfa wees, wat dan dieselfde gaan wees as cos kwadraat alfa gedeel deur sin kwadraat alfa. Okay, en nou het ons hierso minus 2. Okay, so ons sit hierso met ook hierso met 2 term. So cos kwadraat alfa kan ons skryf in die trigonometrie so as 1 minus sin kwadraat alfa. So dan kry ons hierso 1 minus sin kwadraat alfa gedeel deur sin kwadraat alfa minus 2, en dan dieselfde, ons hierdie net weer oor 2 breuke kan sit, gaan dit wees 1 oor sin kwadraat alfa minus
sin kwadraat alfa gedeel deur sin kwadraat alfa minus 2. Okay. Sin kwadraat alfa gedeel deur sin kwadraat alfa. Ons kan nou dadelik sien ons is al klaar by die stap. So julle kan sien ons is baie naby aan dieselfde stap hierso. So maar sin kwadraat alfa gedeel deur sin kwadraat alfa bly 1 en dan kry ons 1 oor sin kwadraat alfa minus 1 minus 2 en dit gee vir ons 1 oor sin kwadraat alfa minus 3. En dan sê die linkerkant is gelyk aan die regterkant. So, onthou om breuke, ons het geleer in breuke, as jy 1 oor 3 plus 1 oor 3 het, dan omdat die ondergetalle dieselfde is, kan jy sê 1 plus 1 oor 3. Okay? Dit geld net as die ondergetalle dieselfde is. So wat jy ook dan van 1 plus 1 oor 3, kan jy dan ook skryf as 1 oor 3 plus 1 oor 3. Okay, so dit is baie van die vorige jare se teorie wat jy geleer het oor breuke en dit wat jy nou weer moet bly toepas op hierdie trigonometrie identiteite. So ons is nou by 9. 9 sê cos 2x plus 1 gedeel cos x gelyk aan 2 sin x oor tan x. Okay, so nou hier's nou twee maniere wat ons nou kan kyk. As die linkerkant en regterkant is beide redelik eenvoudig. Mens kan vat so cos 2x kan mens dadelik omsit om net sinne te kry of net om oor te vat weer na cos toe. Ons kan die een identiteit sit. Maar kom ons kyk gou of ons die regterkant dalk vinniger kan eenvoudig. Dit is makliker as ons het sin x gedeel deur tan x. So kom ons vat hom na die ons sê 2 sin x. Okay, en dan gaan hom nou net op 'n breek sit gedeel deur 1 gedeel deur, dan kan ons nou gedeel deur hierso. Tan x wat ons weet is sin x oor cos x. Okay. So as ons dit maal, dan gaan ons dit omdraai. So as ons nou hierso wil maal, en dit is nou breuke formules, dan moet ons net die sin en cos dan omruil. So dan sê dan cos x oor sin x. Okay. So dan kry ons hierso 2 cos x of 2 sin x. Okay, sorry, sin x en die sin x cancel mekaar uit, so ons kry net hierso 2 cos x. Okay. So dit is nou die mees eenvoudigste wat ons nou hierdie ene kan kry. Okay, so nou moet ons dan kyk wat ons uit hierdie uit kan kry. So ons werk met cos. So ons het die sin en die tan het ons hier uitgehaal. So ons wil nou kyk of ons nou net hierso kan werk met cos hierso. So as ons die goed ontbind in hierdie identiteite, gaan ons dan kyk waar kan ons dan cos uitkry hierso. Okay. So kom ons kyk hierso cos 2 theta, het ons 'n cos kwadraat theta minus 1. Okay, so ons kan also dan skryf in cos 2x is dit is dieselfde as 2 cos kwadraat theta of x minus 1 en dan het ons die plus 1 wat oor is en dan het ons die cos x hierso. Okay. So dat die 1 en die 1 gaan mekaar uit, so dan bly ons net 2 cos x gedeel deur cos x. So kry ons net 2 cos kwadraat x gedeel deur cos x. En dan een van daai uitkanselleer met daai ene, dan kry ons dit is gelyk aan 2 cos x
wat dan gelyk is aan die regterkant. So hierdie is redelik eenvoudig, maar jy het stap vir stap wat jy al twee moes meer vereenvoudig het in dit. So in hierdie geval waar jy meer as jy twee terms het dan goeders kyk maar wat jy kan doen om die regterkant bietjie vinniger te vereenvoudig te sien. Okay, ek werk net met cos. Okay, wat soek ek uit die dubbelhoek uit hierso? Ek wil nou net met cos werk hierso. So okay, hier by 10, sien ons het nou cos x minus tan x maal sin x, en dan het ons cos x plus tan x maal sin x gelyk aan 2x. So dit raak nou 'n bietjie redelik ingewikkeld dat ons met cos, tan en sin werk, en dan het ons hulle bo die lyn en onder die lyn. Ek gaan net hierin reg skryf, hierin is 'n plus. Okay. So dit het redelik baie van jou teorie van jou breuke van laerskool en dit redelik nodig om baie van hierdie goeders uit te werk. So cos 2x is redelik eenvoudig. Voordat ons dit gaan verder uitwerk, gaan ons nou net kyk na hierdie ene. Dat ons net kyk wat kan ons met hierdie maak om dit eerstens te vereenvoudig. Okay, so ons weet tan x is sin oor cos. Okay, so onthou tan x, as ek hier onderskryf, tan x is lyk aan sin x oor cos x. Okay. So as ons nou in die volgende ene gaan skryf, kan ons nou sê cos x minus, en as ons daai tan ontbreek en ontmaal in, gaan dit wees sin kwadraat x oor cos x. Okay, en dan die onderste ene gaan dan baie dieselfde lyk, net 'n plus by cos x plus sin kwadraat x oor, okay, net mooi skryf dat dit 'n kwadraat is en nie lyk soos 'n 2 nie, dit kan jy verwar later. Okay, dan het ons hierso cos x. Okay. So in hierdie ene, as ons nou kyk en ons maak net hakies, dat ons dit bo elke een maak, dan wil ons die ding wat nie lekker is nie, is die onderste cos x. Okay, so maar ons kan, om dit uit te maak, kan ons maal met cos x. En dan moet ons daai onder ook maal met cos x. Dit gee as ek maal met cos x oor cos x, dan gaan dit in elk geval net maal met 1. So dit maak niks aan die som anders nie, want ek maal die hele som net met 1. Okay. So as geen verandering as dan dit nie. As dit met 2 was of met iets anders, dan moet ek aan die linkerkant en die regterkant dieselfde doen, maar hier maal ek net met 1. Okay, so as ek nou gaan inmaal, hierso, so ons kyk, as ek maal daarin en dan moet ek hier inmaal. Okay, so dan gaan ek sê, dan kry ek cos kwadraat x minus sin kwadraat x. Okay, so daai cos en daai cos kansel mekaar uit. En dan onder die lyn het ons dan cos kwadraat x plus sin kwadraat x. Okay. So nou is dit redelik eenvoudig. Ons kan ons nou twee kwadrate hierso. Hierdie is die bekendste ene van die lot. Dit is cos kwadraat x plus sin kwadraat x. Daar is net gelyk aan 1. Okay, so hy gaan net 1 word en dan die boonste ene is dan cos kwadraat x minus sin kwadraat x. So cos kwadraat x minus sin kwadraat x is gelyk aan cos 2x. Okay, so dan bo die lyn het ons cos 2x en dan onder die lyn het ons 1 en dit gee ons net cos 2x en dit is gelyk aan die regterkant. Okay. So hier is die identiteite op oefening 7. So soos julle kan sien, ons het baie gemaak van die teorieë van breuke om die somme te vereenvoudig en te manipuleer sodat dit vir ons makliker kan wees om nie volgende stappe te vat.